Ek wil sommer met ons diens begin met 'n gebed. Kom ons bid saam en voor ons die teks lees. Here, ons kom staan in diep afhanklikheid voor U. Ons weet dat U 'n groot God is. 'n God wat nog aan die werk is met ons. 'n God wat ons nog besig is om te vorm. En waar ons nou hierdie teksgedeelte gaan lees van die pottebakker, mag U ook ons hart, ons denke, ons woorde kom vorm vandag. Sodat wanneer ons hier uitstap, die nuwe week instap, dat ons woorde van liefde sal spreek. Dat ons sal genadig wees. Dat ons sal vergewe. Dat ons die kwaad agterlaat. Want U vorm ons. U hou aan ons vorm. Ons bid dit alles in U groote naam. Amen. Die teksgedeelte waaruit ek vanoggend vir julle wil lees, is 'n teksgedeelte wat die Here op my hart gelê het hierdie week. En dit is Jeremia 18 vers 1 tot 6. Die van julle wat wil self saamblaai, of julle kan ook maar net op die skerm volg. Kom ons lees saam. Dit is die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het. Maak gereed en gaan af na die pottebakker se huis. Daar sal ek jou my woorde laat hoor. Ek het toe afgegaan na die pottebakker se huis. Hy was juis besig om iets op die pottebakkerswiel te maak. Maar die houer wat hy besig was om van klei te maak, het onder die hand van die pottebakker misluk. Hy het toe 'n ander houer gemaak, soos die pottebakker dit goed gedink het om te maak. Toe het die woord van die Here tot my gekom, is ek nie in staat om soos hierdie pottebakker met julle te maak nie, huis van Israel, is die uitspraak van die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, huis van Israel. Net tot daar. Wanneer 'n mens vir 'n laaste keer deur 'n bekende deur stap, is dit asof alles sommer anders is. Die vloer kraak sommer dalk harder of dinge lyk anders. Iets anders stel jou oog op. Vanoggend lyk die lofsentrum vir my bietjie anders. Die banke is voller. Die stilte voel vandag so bietjie swaarder. Ek het hierdie week by die lofsentrum ingestap en gewonder, hoe groet 'n mens na 7 jaar? Ja, verskoon nou maar. Hoe groet 'n mens na 7 jaar? Hoe sê mens dankie vir die vorming wat binne in jou gebeur het? En ons noem vandag 'n uitreediens, maar iets aan daai woord sit nie eintlik so lekker aan my nie. Want wat beteken uittreë regtig in die koninkryk van God? Wat beteken einde in die teenwoordigheid van die een wat alles nuut maak? En toe ek hieroor gaan bid, die week toe, is dit nie asof ek in my verbeelding 'n deur hoor toeklap of 'n boek hoor toeslaan nie. Ek hoor 'n ander geluid en dit is van 'n wiel wat draai. Wanneer jy by 'n pottebakker instap, is die eerste ding wat jy hoor hierdie konstante gedreun van sy wiel. Dit stop nooit nie. En vandag na 7 jaar saam met julle, besef ek dat die wiel in hierdie gemeente, die wiel in my lewe het nie vir 'n oomblik ophou draai nie. Ons noem hierdie 'n uitreediens, maar hierdie is nie die einde nie. Dit is 'n oomblik in God se werkswinkel waar die potterbakker eintlik sy hand net so 'n titseltjie skuif en 'n nuwe kurwe aan die pot maak.
En dit is juist hierdie nuwe kurwe wat Jeremia by die pottebakker moes gaan ontdek het. Dit is juist hierdie nuwe kurwe wat ek en jy vanoggend eintlik saam moet ontdek. So die Here stuur vir Jeremia na die pottebakker se huis en hy sê, gaan, daar sal ek vir jou 'n woord gee, of daar sal jy my woorde hoor. En dit is merkwaardig, want God gee nie vir Jeremia hierdie in diepte verduideliking nie, hy gee vir hom 'n beeld. En sê, gaan kyk daar, en kyk hoe God werk. En terwyl Jeremia daar staan, sien hy hoe die wiel draai, hy sien die hande wat druk en vorm, hy sien die klei wat meegee. En dan lees ons iets baie eerliks. Die houer wat die pottebakker besig was om te maak, het misluk. En dit is vir my so 'n mooi sin, want die Bybel probeer nooit voorgee dat alles altyd glad gaan verloop hê. Selfs in Israel, God se volk se geskiedenis, was daar maar 'n paar skewe vorms. Selfs hier in ons gemeente se pad was daar dinge wat nie altyd uitgewerk het soos ons gedink het nie. Selfs in my eie lewe, of selfs in enige predikant se bediening, is daar oomblikke van aanpas, oomblikke van leer, selfs oomblikke van twyfel. Maar hoor wat volgende gebeur, hoor wat doen die pottebakker. Hy gooi nie die klei weg nie. Hy staan nie op en loop weg nie. Hy slaan nie die pot stikkend nie. Hy het dit weer gemaak in 'n ander pot, soos dit goed was in sy oë. En ek dink dit is waar die hart van hierdie teks vir my lê, en dit is ook waarmee ek vir julle mee wil iets laat, want dit was nie soos dit goed was in Jeremia se oë nie, dit was nie soos dit goed was in die volk se oë nie, dis nie soos dit goed is in my en jou oë nie, dis soos dit goed is in die pottebakker se oë. En wanneer ek terugkyk na hierdie 7 jaar in die gemeente, sien ek nie 'n klaar gevormde pot nie, 'n afgewerkte produk nie. Ek sien 'n proses. Ek sien hoe die Here in hierdie gemeente werk, ek sien hoe die Here in my werk, want ons was gevorm deur vreugde, ons was gevorm deur teleurstellings, ons was gevorm deur gebede, deur gesprekke, deur stiltes. En dalk is dit wat ek juist die duidelikste vandag sien, die wiel het nooit vir 'n oomblik gaan staan nie. Nie wanneer dinge maklik was nie, nie wanneer dinge moeilik was nie, en dit gaan staan ook nie vandag nie. Maar daar's 'n kant aan hierdie teksgedeelte wat ons soms miskyk. Hier in hierdie teksgedeelte is daar 'n sagte waarskuwing, eintlik maar 'n sagte, ernstige waarskuwing. In die pottebakker se hand is die grootste bedreiging nie dat die pot of wat ook al die pottebakker maak gaan misluk nie of skeefloop nie. Die pottebakker kan altyd oorbegin. Die werklike gevaar is as die klei hard word. Dit verloor dan sy vermoë om te luister na die druk van die vinger, dit raak rigied, dit kies eintlik maar sy eie vorm en weier eintlik om dan gevorm te word verder. 'n Harde klei, stuk klei kan nie gevorm word, dit kan uiteindelik net breek. En as ons dit toepas in vanoggend se teksgedeelte, is dit presies wat met Israel gebeur het. Hulle het hard geword. Hard geword vir God se stem, hard geword vir mekaar, hard geword vir nuwe moontlikhede. En gemeente, my gebed aan julle is dat julle sag sal bly, want sagte klei kan aanhou gevorm word, kan hervorm word. So my gebed is dat wat ook al gebeur in julle pad vorentoe, dat julle altyd sag sal bly. En sag beteken nie swak nie. 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 Sag beteken nie swak nie
Dit beteken dat jy ontvanklik sal bly, om te kan bly luister, om te kan bly erken, Here, U is nog nie klaar met my nie. So dit is my gebed. Nie dat alles altyd net maklik sal gaan nie, want ons ken die lewe en ons ken die Here, maar mag julle sag bly in die hand van die pottebakker. Dat julle mekaar met genade sal hanteer wanneer juist hierdie nuwe vorms begin wys. Dat julle sal vertrou dat selfs druk deel is van die Skepper, van die pottebakker se liefdevolle hande. So moenie vandag sien as 'n oomblik waar ons mooi gemaakte pot nou breek nie. Sien dit eerder as 'n nuwe kurwe. Sien dit as 'n nuwe fase op dieselfde wiel. Van die troos van hierdie teks, die troos van Jeremia 18 is dit. Die wiel draai nie omdat ons dit laat draai nie. Die wiel draai omdat die potterbakker dit laat draai. Die potterbakker bly. Hy bly in hierdie gemeente. Hy bly by elke een van julle, by elke kerkraadslid, by elke gemeentelid, by elke kind. En hy bly by my, waar hy my ook nou heen stuur. Ons paai verander, maar die Here, die pottebakker se hand verander nie. Die Here bly hier. En daarom kan ons vandag vir mekaar met vrede groet. Nie omdat alles klaar is nie, maar omdat die Here juis nog besig is. Die wiel draai. En dit is genoeg. Dit is genoeg vir my en dit is genoeg vir jou. God is nog nie klaar met ons nie. God is nog nie klaar met jou nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons pottebakker, dankie dat ons vandag net weer eens in U teenwoordigheid kan wees. Dankie dat U vir ons vandag net weer kom wys het dat U nog nie klaar is nie, dat die wiel nog draai. Dankie vir elke seisoen waardeur U ons gevorm het, deur die vreugde en lag, deur die teleurstelling en trane, deur gesprekke, gebede, deur stiltes. En Here, waar dinge nie uitgewerk is soos ons gehoop het nie, dankie dat U ons nie weggegooi het nie. Dankie dat U weer begin vorm het. So Here, bewaar hierdie gemeente in U hande, hou hulle sag vir U stem, sag vir mekaar, sag vir die nuwe kurwes wat U nog gaan kom gee. En wanneer die druk voelbaar word, laat hulle onthou dat dit is nie om te breek nie, maar is om te vorm. En soos ons paai nou eintlik op verskillende maniere verder loop, hou ons almal in hierdie selfe liefdevolle hande vas. Ons vertrou onsself weer aan U toe. Nie as voltooide mooi potte nie, maar as klei in beweging, klei wat nog gevorm word. Ek bid dit alles in U naam alleen. Amen. Laat hier U seën op haar dag, op haar pad wat U bepaal. Laat hier oral waar sy gaan, sy U volg waar U haar lei. Laat haar diensbaarheid vir U voortleef, altyd tot U eer. Here, seën al
genees.